geregtigheid in te kan gaan sonder enige konflik. Nie teenstaande die stryd of die feit dat daar vrese was oor die 4de April, dat jy ons gebede verhoor het, Here. Okay. En dat ons die Pascha in die tabernakel van die Allerhoogste kan kom vier. As gemeente, as deel van liggaam van Yeshua. Ek wil U dankie sê, Here, vir U liefde en U genade en U goedheid en U guns en getrouheid en regverdigheid en U geduld en begrip met en vir ons. Amen. En vir die voorreg wat ons kan kom en sê, Here, ons is sondig, maar wees ons asseblief genadig en vergewe ons. Koning Yeshua, was ons asseblief skoon van alle ongeregtigheid, met U bloed, en verlos ons van alles van dit wat boos is. En Kadosh Ruach, dankie dat U ons vervul en verseël, en so hou, met in en deur Uself, vir Uself, tot die dag van ons versoening. En ek dank U dat U my altyd hoor wanneer ek bid in die naam van Yeshua. Amen. Amen. Gaan het goed met allemaal? Nie teenstaande die feit dat daar gedreig was, dat alles in mekaar gaan val en ander vier gaan uitbreek, is hy genadig genoeg gewees om ons waarskynlik hierdie laaste keer by mekaar te bring, om die Pascha volgens die woord te kan vier. Dit is 'n baie ironiese tyd hier. In hierdie tyd kom ou agter hoeveel beloftes mens maak en ons staat maak daarop en in 'n oomblik is dit weg. Amen. Die lang terug sien ons, hoe word iemand op 'n Vrydag in 'n hoër bediening ingesalf en die Maandag bedanking en daarvan. Ek weet nie hoe doen jy dit nie, maar dit gebeur. Ek weet nie wat jy sê, dat bedankingsbrief nie, het was dat my gerig, ek het weggewys en gesê, gaan poppies in die verkeerde posbus. My openingsskrif is in Sagaria 9 vers 9. Dit is onbybels. Sy bediening was 3 jaar klaar. En as jy my wil aanvat daaroor, vat jou Bybel en lees hom en dan as jy wil, bel my 072-411-5864. Die Bybel sal vandag bewys dat as jy glo in 'n een God, nou en dan is hy die Vader, nou en dan is hy die Seun, nou en dan is hy die Gees, is jy net so goed soos 'n Islamiet. Jy's net so goed soos 'n moslim. Jy's monoteïsties of polyteïsties. Een God, 3 persone. Nie persoonlikhede nie. Ons is nie besig met 'n skizofreen of 'n bipolar of 'n tripolar of 'n multipolar ou nie. Dit is wat hierdie God van ons uniek maak. Hierdie skepper van ons. In die begin het die Gees van God oor die waters gesweef. En hy die Vader herinner dat ons het 'n plan. En hy het gespreek in die woord wat hy gespreek het geskep. Wat hy sê. Kom ons gaan na Johannes 1 toe. Die Evangelie van Johannes. Al van vers 1 af. Ek word gisteroggend wakker met 'n ding in my kop, met die woorde in my kop. Kyk, hier kom hy, die lam van God. Die lam van God.
Dis in die 33 vertaling, die ou vertaling van die nuutste taal op hierdie planeet. Kan hy sy eie lam wees? Nee, jy kan nie. Hy sê dan die lam van God. Die feit van die saak is, hy is op 'n kruishout verbrysel, en die woord sê dat sy vader behaag om dit te doen. Merk dit, eenheidsleraar. Merk dit. In die tyd van Getsemane, 3 keer bid hy, Vader, laat hierdie beker my verbygaan. 3 keer sê Vader vir hom, jy sal hierdie beker drink. En hy sê nie my wil nie, maar u wil. Klink hierdie soos 'n ou wat 'n spieël voor hom het. Glo my, daar is baie keer rede wat ons het om bloed te sweet, wanneer ons na onsself in die spieël kyk, maar dit was nie die geval hier nie. Dit was nie die geval hier nie. Weet Johannes hier? Dankie Tom, ja. Lees. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy is ten volle God. Maar hy is 'n persoon. Hy is 'n persoon. En om vir jou te wys dat uit sy eie mond erken hy dat sy vader, hy is onder sy vader, sê hy dat niemand ken die koms, die dag van sy koms nie. Nie die engele nie, geen mens nie, nie eers die seun self, hy weet nie. En wat nou, hier is dan 'n God wat alles weet. Wat nou? Daar is baie argumente van toe hy gedoop is, toe daar stem in die hemel uit die lyf. En daar is baie simpeler maniere as om te probeer 'n kleuterklas gee. Uit sy eie mond uit, wat hy vinnig duidelik stel. Gaan aan daar. Hy was in die begin by God. Hy was by God. Hy was nie God Vader nie. Hy was by God, aan sy regterhand, aan die Vader se regterhand, waar hy vandag is. Dis waar hy toe was. Gaan aan. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Dis hoekom hy die woord van God is. Want toe God praat, toe Jahwe praat, ek hou nie regtig van die term van God nie, dis 'n titel. Toe Abba Jahwe praat, toe doen Yeshua wat hy sê. En die woord het lewend geword. Jy het dit sigbaar gesien, die manifestasie daarvan het ontplof in die heelal. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig was aan kom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense... Hy het na waante gekom? Kyk na hierdie genade. Hy het na sy eiendom toe gekom, en wat het gebeur? En sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Hy het aan hulle mag gegee om kinders van God te word. Besef jy wat daar staan? Deur wie word hierdie gesê? Wie is hy?
seun van die Skepper. Later in die Efesiënbriewe word ons gesê dat ons is erfgename van die Vader, ons Vader. Ons is mede-erfgename van die Seun Yeshua. Wat maak dit jou? Maak jy kinders van goed. As jy 'n mede-erfgenaam van iemand is, wie is daai persoon? As jou broer en jou suster. Broer of jou suster. Nou hoekom word aan Sondagskole geleer dat ons is almal Jesus, liewe Jesus se kindertjies? Leer dit nie. Leer dit nie. Waar het jy dit? Waar kom jy daar? Hoekom preek ouens goed uit die Bybel, wat nie in die Bybel is nie? Hulle kyk vir die Bybel terwyl hulle preek. So die lot dommes wat voor hulle sit, en ek sê dommes by your own word, want jy lees nie die Bybel nie. Die dommes glo dit. Want daai ou daarvoor het 'n sertifikaat iewers op 'n muur wat sê hy is sharp om jou so te vertel. Jy moet hom glo. Tog is hy dieselfde hoop stof as jy gebou. Ashes to ashes, dust to dust. Wat maak hom slimmer as jy? Hy's vertraag en jy's vertraag om na hom te luister. Wat maak jou vertraag? Om te luister. Lui! Laziness! Jy is te lui om te gaan kyk of die ou wat daarvoor praat. Dit moet hy kastig vir jou leer. Of wat in jou Bybel staan. Ek sê dit gereeld, sê ek vir iemand ten minste 2 keer 'n week, dit sak my dronk. Mense het die gebruik van hulle brein verloor. Hulle kan eintlik sonder 'n brein gebruik. Kan hulle gebore word. Hulle het eintlik net 'n ding nodig om vir hulle asem te haal. Want jy doen 'n ding 'n tyd lank en hy werk. Dan verander jy een ding in die resep. En nou wonder jy wat nou gebeur. Nou werk niks. Want jy kan nie gaan oxtail blokkies in 'n chocolate koek gooi in jou swaap. Kan nie. Vir wat doen ons dit? Kan nie lekker proe nie. Want die pastoor het so gesê. Dis hoekom my pastoor is nie 'n kok nie. Of 'n chef nie. Want wanneer hy in 'n kombuis is hy 'n paluka. En hy probeer 'n groter paluka daar wees as wat hy is Afrikaans. Want as jy agter hierdie ding staan, en jy staan en lieg, stel jy jouself aan bloot om doodgeslaan te word. Dit is my gebed, dat God my doodslaan as ek hier staan en lieg. Yes, God, maar hoe praat jy? Wag, ons kom nou daarby uit, hoor. Ons kom nou daarby uit. Ek gaan jou voorstel in die begin van Yeshua, die Mashiach se bediening. Die begin van sy publieke bediening. Dis ook die dag wat die fees van ongesuurde brode begin. Vandag. 14de Nisan. Ek weet dit is nie op vandag se Joodse kalender so nie. Maar God het vir ons daarom, ons Vader het vir ons daarom stukkies gelos. Hy sê mos, daar is altyd 'n klein oorblyfsel. En as jy klop, sal daar vir jou oopgemaak word, soos as jy gaan openbaring soek, omtrent die ding sal hy dit vir jou gee, dit sal vir jou oopgemaak word. En as jy bid, sal jy dit ontvang, jy sal dit verstaan. Ons sit vandag met 'n kalender waar daar allerlei skrikkeldae en jare en almal skrikkel en vrek en niks gebeur nie. Ja. Ek wens iemand wil skrik. 'n Sirkel het 360 grade. Anders kan dit nie 'n sirkel wees nie. Jy kan nie 365 grade in 'n sirkel indruk nie.
So simpel soos dit. So simpel soos dit. Nou die Joodse Kabbala het die Israeliese kalender nou half so dat elke 2,5 jaar moet daar nou 'n 13de maand bygesit word. Dis rubbish. Gaan tel op jou Bybel en begin soek ouer skrifte as die ouer verwysings na die tekens van die tye. En ek praat nie van die eindtye nie. Want almal weet as die eindtye en niemand doen niks aan nie, so ek weet nie wat jy so beïndruk kan tree. Een van daai tekens is dat in die laaste dae sal die liefde van baie verkoel. Ek sien jou môre. Wat gebeur? Ek sien jou môre. Gelukkig, die pad wat ek stap het ek al geleer om hierdie in my kop te sê, ja right, ek sien jou môre. As jy sien het jy nie sien nie. Ek sê maar sê my vrou was vuil om jou gevoelens te spaar. Wanneer is Yeshua gebore? Jy sien die unieke ding van hierdie Pasga tyd. Boonbehalwe dit 'n feestyd is wat 1.500 jaar voor dit ingestel is in Egipte. Nie voorgestel is nie, voorgeskryf is deur die Skepper. Dat dit is hoe jy dit hou. Ek praat gister met 'n ou vriend van my wat ek so 1 of 2 keer 'n jaar mee gesels. Hy is so 'n paar jaar ouer as hy. En ek vra hom so vir interessantheid, weet jy wat die woord feestyd beteken? En skielik sê hy vir my, jong, nee, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Ek sê vir my eerste ding wat jy dink, wanneer ek vir jou sê, kom ons gaan fees vier, maak jy reg vir 'n party, dis nie 'n fees nie. Die woord fees, feestyd, festival, beteken appointed time, aangeskrewe tyd, vasgestelde tyd. En dit is bekend in die occult wêreld ook. Jy het nie Halloween een jaar in July en dan is hy in Februarie, hy is die 31ste Oktober. Kersfees 25 Desember. Is net jammer dat nog nooit agtergekom Kersfees dismis. Dit werk nie. Pasga is die tyd gewees waar daar ten minste een van elke familie in Israel moet optrek na die tempel toe in Jerusalem om 'n lammetjie vir daai familie te gaan offer. Die beste tyd om 'n sensus te hou is daai tyd. Want jy kan by elke persoon uitvind hoeveel van jou familie is hier. As dit net ek is, hoeveel van jou familie is by die huis? So jy kan 'n relatiewe akkurate telling van die populasie maak op daardie gegewe tyd. Maak dit sin? Dis nie rocket science nie. Dis logika. Ek sê julle nog op 'n kol vertel wat is logika. Wanneer het sy publieke bediening begin? Nadat hy uit die woestyn uitgekom het, nadat hy Nee. Na hy gedoop is. Ja, so 29:30. Nie na hy gedoop is nie. Toe in die woestyn. ja, Uit die woestyn het is toe hy op pad na troue toe en op pad toe kolleg hy sommer sy disippels ook. Weet jy julle nie Bybel nie. ja, Kom ons kyk gou. Johannes 1:13 tot 22. En die Pasga van die Jode was naby en Yeshua het opgegaan na Jerusalem en hy het
in die tempel gevind, die wat beeste en skape en duwe verkoop. Nou hierdie is net na by die bruilof in Kanaan was, waar die heel eerste wonderwerk gedoen het. Toe luister hy nog vir sy ma. Sy sê vir Mauricio, jou is nou warm. Hulle wil nie huis toe gaan nie. Hy sê bring kanne water. Sy sê bak 'n bietjie. Julle doen alles wat julle sê, doen dit nou. En nou sê almal, ja maar hy het water en wyn verander so uitgedrink. Hierdie wyn wat hy gemaak het, die babbelaars vergeet. Dit staan nie in die Bybel nie. Dit staan in sy karakter. Hy maak niks vrot nie. Ek ken 'n vriend, as hy nog 'n vriend is, het nie te lank terug het ons die gesprek gehad oor wyn en bier en so. Ek kom, as jy verskoning soek om te sê, moenie kom vertel die Bybel nie, jy weet om jou siel te speel. Daar was 'n sterk drankoffer. Nie om te drink nie, om op die vloer te gooi. Want toe hulle dit drink, toe raak hulle so getrek, hulle vergeet om kandelaars skoon te maak en aan die brand te hou. En toe hulle dit wil aan die brand steek met hulle eie vuur, toe verbrand God hulle. In die Ou Testament, dit was Joshua se twee seuns gewees. Ja, Aaron. Skies tog, Aaron, ja. Dit was sy twee seuns gewees. Hierdie sal jy kry in die Israeliese geskiedenisboeke. Dis nie in ons Bybel vandag. Maar as jy wil sê. Doen dit. Moenie 'n verskoning in die Bybel uitsoek om dit te doen nie. Elke mens is gebore met die kennis van goed en kwaad. As jy wil sê. Sê tot jy lewer baas, ek sê nie hom nie. Jy weet is verkeerd. Jy het my nie nodig om jou te vertel nie. Of weet jy? Dit is 2:13 nee. Ja. En hy het in die tempel gevind. Wanneer was dit? Johannes 2:13. En hy het in die tempel gevind die wat beeste en skape en duwe verkoop. Dit was naby die Paskatyd. Naby die Paskatyd. Ja. En die Nou hierdie is enige tyd wat hierdie ouens daar was om die goed te verkoop, want hulle moes daar wees. Want dit, jy weet, hulle het nie vol by voorheen gehad. Jy kon nie 'n bees op 'n kameel laai en sê, "Wel, ons gaan nou Jerusalem toe. Die skapies hakel uit trailer die agter, ons gaan nou." Ja. Hulle moes dit daar koop. Maar hierdie ouens wat die goed verkoop het hand oor vuis 'n groot wins gemaak, baie geld. Gaan aan. En hy het in die tempel gevind die wat beeste en skape en duwe verkoop en die geldwisselaars wat daar sit. En hy het 'n sweep van touwtjies gemaak en almal uit die tempel uitgedrywe. Ook die Maak skape. vir jou oor vir 'n oomblik. Ja. En sien hoe kyk hy hierdie lot uit en hy draai om en hy gaan kry vir hom 'n riem. Die makke sambok. Nou, hierdie disippels het hom nou net geleer ken. Hierdie is nie 'n plek nou waar hulle vir hom gesê ons het jou. Hulle loop nou maar saam en hulle het gesien hier is nou water en wyn en gebeelsnaakte goedjies. Maar nou wil hierdie ouens nou maar hele lot ouens in 'n groot gebou tackle hê. Hè? Alleen, hulle staan. Ja. Petrus met sy groot bek gesê, "Weet wat, jy hierdie moet." Jy weet.
En hy gaan in en hy maak skoon. Lees verder. En hy het 'n sweep van touwtjies gemaak en almal uit die tempels uitgedrywe. Ook die skape en die beeste en die klein geld van die wisselaars het hy uitgegooi en hulle tafels omgekeer. Nou is hier groot chaos in die tempel, hoor. Hier is nou 'n probleem. Want dit is marmervloere. Die beeste se hoewe gly en hulle val die hele plek stukke. Dit is net meubels en mense wat trek. En vir die duiweverkopers het hy gesê, neem daardie dinge hier weg. Moenie die huis van my vader 'n handelshuis maak nie. En sy disippels het onthou dat daar geskrywe is, die ywer vir 'n huis het my verteer. Toe antwoord die Jode en sê vir hom, watter teken toon u aan ons, dat u hierdie dinge doen? Baie ons dink hierdie is gesê voor sy kruisiging. Hierdie is Johannes 2. Sy kruisiging is eers aan die einde van die boek. Nou is die tempel die tweede keer skoon. Hier gee hy hulle die teken. Wat oor hoeveel dae kom? Wat oor hoeveel dae kom? Gelees. Yeshua antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. In 3 dae, nie 3,5 dae nie, 3 dae, 3 jaar. 3 years. Hy bevestig sy bediening, sy publieke bediening. Want aan die einde van die publieke bediening, toe staan hy aan die voet van Berg Hermon, waar die 200 gevalle engele geval het. En hy sê, die hel, sy poorte, sal nie teen die koninkryk van God staan nie. Hier, by die begin van sy bediening, sê hy vir 3 dae. Hy was nie 3,5 dae nie graag nie, maar 3 dae nie graag. Daar is nie 'n 3,5 enige God nie, daar is 'n 3 enige God. Vader, Seun en Heilige Gees. Yahuwah, Yeshua en Kadosh Ruach. Nie Rosh Kadesh wat die Israeliete dit vandag wil sê. Kadosh is die woord vir heilig. Ruach is die woord vir gees. Nee, Rosh Kadesh. Die waar dit vandaan kom. Dat 'n boere Israeliet moet weer Israelies praat. Hebreëus praat. Daar gaan baie van julle wat was laas jaar hier met die Pasga. Baie van hierdie openbarings kom deur. En dan sê hy Jood vir jou wat dieselfde ding, dieselfde fees as jy vier. Ek weet nie, dis hoe ons dit doen, dit is so geleer. Hulle verwerp Yeshua, maar hulle haal hom uit die doekie, die buitenste 2 bly. Hoekom? Want die rabbi het so gesê. Wel, dan moet die rabbi seker reg wees, hy is slim ou. Hy het 'n kwalifikasie op die muur. En die Jode sê 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou en sal u dit in 3 dae oprig. Hulle verstaan dit nie. Hulle verstaan dit nie. Inteendeel, hy profeteer later dat hierdie gebou sal daar nie een klip bo ander staan nie. Hy profeteer dit 70 jaar voor dit gebeur. Kom ons gaan kyk gou. Johannes. Weet nie wat dit daarvan? 13 tot... Right, dit is ons. Nou kom ons by die einde van sy publieke bediening. En kyk wat gebeur. Matteus
22, 28 tot 30. Hier word bevestig, kies toch, hier is by die drie eenigheid. Maar dit is net voordat hy gekonfronteer word. Maar kom ons kyk gou na Matteus 21. Van vers 5 tot 15 toe. Kyk wat gebeur hierso. Onthou julle wat gelees was in die begin, Sagaria 9:9. Hierdie gebeur presies net so. En dit gebeur nie ver nie. As hierdie die plek is waar Caiaphas gestaan het en die lammetjie gesoek het, dan omtrent van hier na die stopstraat hierbo, is waar Yeshua op die esel ingery kom in Jerusalem. Op 'n esel. Julle kan voor dit gaan lees, hoe word hierdie esel verkry? Hy gee spesifieke instruksies. Gaan doen dit, gaan daar, jy gaan daai ou daar kry, sê vir hom dit as hy dit vir julle sê. Dit gebeur presies net so. Maar hoor hier. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vol van 'n pakdier. En die disippels het gegaan en gedoen soos Yeshua hulle beveel het. Hierdie gebeur presies net soos wat geprofeteer is 'n paar eeue voor dit. Die hoofskrifgeleerde Caiaphas staan nie 100 meter ver en hy sien nie wat hy sê hy ken nie. Hy sien nie hoe word 'n profesie vervul nie. Tog net na dit profeteer hy self en hy sê dit is beter dat een man vir die sonde van baie sterwe. Julle het al gelees. Anna? Hulle het die esel van die vol gebring en hulle klere daarop gelê en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop. Luister na hierdie, kan jy so 'n ding mis? Nee. Kan jy so iets mis? Nee. Gaan aan. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna. Hierdie by wyse van dit wat Caiaphas geleer was en geleer het, is godslastering. Steeds sien hy niks. Hy kom dit nie agter nie. Hy besef nie wat's aan die gang hier. Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? En die skare sê, dit is Yeshua, die profeet van Nazaret in Galilea. En Yeshua, moet ek aangaan? Ja. En Yeshua het in die tempel van God ingegaan en almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi en hy sê vir hulle daar begin van die publieke bediening en aan die einde. Gaan aan. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle huis sal 'n huis van gebed genoem word. In die Ou Testament skryf hy en skryf Jeremia en hy sê, my huis sal 'n huis van gebed vir alle volke genoem word. Maar Yeshua gaan nou stap verder, wat sê verder? Maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. En daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel en hy het hulle gesond gemaak. En Sonder geld. Hy het nie Angus bakken op homself getrek nie. Kan ek vir jou bid? Ja, as ek R100 Ja, skiet hom, ek bid vir jou nou. Ja, maar jy verstaan ek het kanker. Hoor, dit is 'n bietjie dit.
net vals profete oorsee nie, hoor. Kanker is 'n bietjie dierder. En nou vandag kry jy mense wat vertraag genoeg is om ander mense geld te gee want hulle genees jou van AIDS. AIDS is die vloek van 'n lewende God op 'n perverse mensdom. Wat nie meer weet wat is waar van die wens nie. Is dit 'n grap? Hy genees hulle. Hy genees hulle. Daar word nie een keer, word daar vir een gesê. Maar het hy nie veel gebid nie? Ja. Maar hoekom loop jy nog so snaaks? Nee, jy sien dit gaan 'n rukkie tyd vat. Dit vat so 'n rukkie tyd. My Bybel sê, toe God sê dat daar lig wees, toe daar lig, toe. Niks tyd nie. So, bietjie meer, as 'n jaar, hier omtrent 'n jaar en 'n half terug. Toe, kom bedien hier 'n ou. En ek het nie regtig gereageer op dit wat plaasgevind het nie. En ek is benader, wanneer, en nee, ek dink in die week, toe wys ek haar, dis hoekom. Kyk hier, dis hoekom, want hy is nou 'n apostel. Dis hoekom ek nooit, wanneer nooi jy hom weer? Nooit nie. Aan hulle vrugte sal jy hulle ken, sê die Bybel. Daar is nie vandag op hierdie planeet 'n apostel lewendig nie. Die laaste apostel is in Jerusalem dood. Nadat hy in gevangenskap die openbaring van Yeshua van sy vader af ontvang het. Sy naam was Johannes. Hy was die laaste apostel. Maar nou het jy 'n profeteskool. Wragtig. Ek toevallig lees ek in die Bybel van 'n profeteskool. Maar ek lees nooit van een van daai studente wat in 'n bediening gestaan het. Het jy dit raak gelees? Koning Saul, ja. Jy lees van hulle daar met Koning Saul. Elia en Elisa. Dis by die profeteskool. Jy lees nie een van hulle se naam nie. Apostel Nick van die Westhuizen. Maar jy sien, nou sal mense vir jou sê, maar God sal hierdie ouens verwydeel hoor, omdat ek jou ding vertel. Dit is so, maar hierdie ouens is Jahwe se oordeel oor die kerk vandag. Want die kerk glo die rabbies, want hulle stel lei vrek sleg om die op te tel en te begin lees en die waarheid te gaan soek. Moenie my vertel, jy's 'n apostel, as jy nog nooit in die bos is met 2 stelle klere, 'n tandeborsel en 'n waslap, and that's it. As jy nog nie in die sendingsveld was, jy het nie eers 'n idee wat dit is nie, nie jouself 'n apostel nie, jy's 'n leenaar. Dis hierdie fools wat mense spuit met doem en kastig in hulle profete skole
kinders verkrag en dan val 'n hele 6 verdieping gebou in mekaar in op almal omdat dit 'n afgodstempel is. En ons hardloop agter hulle wat nie lyk soos ons nie. Wat nie praat soos ons nie. En dan verwys ek na ware wedergebore kinders van God. Want in Delpie praat nonsens nie. Dan gaan jy nonsens glo. Kan ek met Deuteronomium 6 iemand, Markus 12 iemand anders, Matteus 22 iemand anders. Sê vir my wie wat. Deuteronomium 6 verse 4 en 5. 6 vers 4 en 5. Markus 12, 28 en 30 tot 30. Lees eers vir my Deuteronomium 6. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En die volgende? En jy moet dit jou kinders inskerp. Is jy by Deuteronomium 6 verse 4 en 5? Ja. Okay, jy het gesê 6. Hoor Israel, okay, ekskuus. Daar is hy. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê. Jy lees die vers voor hom en dan daai vers. Okay, hoor Israel, die Here ons God. Vers voor hoor Israel, vers 4. Nee, dit is vers 3. Hoor dan Israel en onderhou die sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan en dat jy baie kan vermenigvuldig, soos die Here die God van jou vaders jou beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En Die Here jou God is 'n enige Here. Is nie 3 gode nie. Maar daar's 'n rede hoekom hy sê enige Here en nie die enigste Here of een Here of 'n een Here. Ons die Here ons God is 'n enige Here. Okay, wie Markus? Ek het hom, ja. Lees. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor 'n Skrifgeleerde. Gaan. Hulle hoor rede twis en wys dat hy hulle goed geantwoord het. Vra hy vir hom: "Wat is die eerste gebod van almal?" En Yeshua antwoord hom: "Die eerste van al die gebooie is: Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod." Dit is die groot gebod. Wie het Matteus 22? Ek het hom JP. Lees hom. Wat 'n vers? Jy weet wat se vers dit is? Dit is 35 tot 39. En een van hulle, 'n wetsgeleerde, het 'n vraag gestel en hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die grootste gebod in die wet?" En Yeshua antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele Hier maak hart." hy nie eens melding van 'n enige Here nie. Hoekom? Laster hy teen sy vader? Nee. Hy sê nie jy moet hom alleen lief hê. En op 'n ander kol sê hy vir een van hierdie ou se pelle sê hy: "Waarom noem jy my goed? Net God is goed. Net Jahwe is goed. Hoekom noem jy my dit?" Met almal.
kom ons sit dit in 'n goeie logiese perspektief. Vader, Seun en Heilige Gees. Perfekte harmoniese eenigheid. Ons land se vorige lese, ons volk, boervolk lese was eendrag mag. Nie een man maak krag nie. Eendrag. Ek meen, kyk vandag. Eendrag, ja. 'n hele nasie kan nie eens krag maak nie. Maar eendragtigheid is waar die krag vandaan kom. 'n eenheid. 3 persone in perfekte harmonie. Geen konflik nie. Die een getuig van die ander. Die een verheerlik die ander. En om, en deur, en oor. Praat ek nonsens? Kom ons kyk gou Johannes 14. Vers 16. Lees. Johannes 14. 14 vers 16. Vers 16. Hard en duidelik. En ek sal die Vader bid en hy Ek sal wat doen? die Vader bid. Die Vader bid. Die regte taal is my Vader bid. Gaan slaan dit maar na. Doen bietjie moeite, gebruik jou brein vir verandering. Dit is nogal interessant om dit nou en dan te draai. Ja. En hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te 'n ander trooster. Ek sal my Vader bid en hy gaan vir julle 'n ander trooster stuur. 1 + 1 + 1 is 1. 3. Nee man. 111. 1 + nee, nie 1 en 1 en 1. 1 + 1 + 1 is hoeveel? 3. Nee, julle kan nie tel nie. Die kinders ook met jou mekaar. Dat julle rede om die skoolgeld te gaan terugvat. 1 + 1 + 1 is hoeveel? 36. 3. It's one. 3. 3. Ek dink dit is 3. Ja. Ons het 1 is 3. Hoe kan jy 'n hele godsdiens gaan baseer op 'n eenheid? God het sy regterarm afgekap en haar toe gestuur. Wie het daai operasie gedoen? Jy klink vir my soos 'n Islamiet. Jy klink vir my soos 'n moslim. Ja. Ja, jy noem hom God, ek noem hom Allah. Nee. Sy naam is Yahuwah. Sy seun is Yeshua. Sy gees is Kadosh Ruach. Finish en klaar. Gaan na daai selfe hoofstuk, vers 26. Maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. Waar weet jy? Wat het julle nou gehoor? Ja, dat is gees. Nee, never mind vrede. die ander trooster stuur. Alles rustig, ja. Wie gaan die ander trooster stuur? God. God gaan tog alle twee. 1 en 1 en 1 is 1. Ja. 3. Nee, 1 en 1 is 111. Kan dit so moeilik wees om daai sommetjie te doen? Hè? Hè? Nee. 6. 'n unity, Ja. 'n tri-unity. 1, 3 persons, 1 God, 3 persons, not personalities. Ons deel nie met skizofrenie nie. Die volgende hoofstuk, ook vers
26, hoofstuk 15. Okay. Maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, Hey man, wat gaan aan hier? Wat gaan aan hier? Gaan aan? die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Affirmative action het regtig niks goeds vir hierdie plek se opvoeding gedoen. Kan julle sien hoe die standaard van wiskunde geval? Kan julle sien dat daar niks logika is nie? Kan julle sien hoekom wanneer jy in 'n klas vra, hoekom moet hulle ophou die boere doodmaak? Want dan gaan nou nie vleis en melk wees nie. Nee, maar moenie worry nie, ons sal by die kerfie gaan melk. Ja, ons sal altyd shopping doen. Met die bees. Die koei. Hoor jy so, as jou brein in 'n miskoek verander het. Ek weet Maar nie. speur as ons sit in slaap, almal, dan kan ons luister wat sê ons hoor. As ons wat doen, As ons kan sit in slaap, dan luister ons almal. dan luister ons almal. Ek kan jou waarborg dat as ek nou hier vra vir van die mense wat Vrydag aand hier was, hulle nie 'n klou waarvan gepraat was. Ek het al hier geklap. Ons het nog hy staalbanke hier gehad. Daai wit bankies. Dat 'n ou tannie hier waar hy sit. Met net so dik beskuite hier op die vloer langs. Boem! Mense dink dis 'n wonderwerk. Dit was 'n wonderwerk, sy wakker geword. En opgehou snor, toe kon mense hoor wat word gesê. Maar ek sien die kerk, ek gaan hemel toe. Wie wat gaan jy dan maak nie? Maar dis omdat jy aan die gaan slaap verder. Jy sien die kerk vandag is nie eens meer aan die slaap is, hy is sommer in 'n koma. En jy is nie deel van 'n kerk nie. Jy is deel van die liggaam van Christus. Leef vir die Here. Kerk, die oorsprong van die woord, is 'n bymekaar kom plek van 'n Heer. Maak nie saak wie daai Heer se naam is nie, dis die bymekaar kom plek vir dit. Dis 'n gebou. Jy is nie deel van 'n kliek of 'n sekte of 'n kult of al die rubbish nie. Of jy deel van die liggaam van Christus, of jy het nodig om wedergebore te word, jy het nodig om tot bekering te kom. En dis so simpel so wat dit raak. Ouens raak kwaad omdat ek praat so wat ek praat. As jy my kan teregwys uit die woord uit, dan doen ek net daar belydenis. Maar tot dan toe, sit dit in jou pyp en rook het ook wel. Die kerk is vol van mense wat dink hulle is slim. En ek sien die grootste versameling idiote wat ek in my lewe gesien het. Mense wat nie 'n klou het wat die waarheid is nie. Mense wat as jy gaan skryf met jou kop uit 'n paar smart versies neer. Wie was hier gewees staan op? Kry hulle nou skraap? Almal amen, amen, ek sê ek soek dit met jou Bybel, 3 miljoene. Hier is like en jy net papiere trek, daar is nie so 'n ding in die Bybel nie. Dit is skam om op te staan. Of het julle vergeet, word van oud.
pragtig. Ek kan onthou het met iets te doen gehad van jou skuur se nate wat oopbars van seëninge. Ja, nee, ouens, amen jong. Soek gou vir my daar in jou Bybel. Ek sien jy die nuwe vertaling, soek vir my daar in joune. Wat sê skrif nou weer? Ons het nog al voorgesit toe dit gebeur het. Jy, en niemand sê maar, hoor die myne stop by hoofstuk 50, daar is die 51 en hulle gaan soek vir 51. Maar dit agtergekom. Want die ou daarvoor het gesê, daar is 51 hoofstukke. In Genesis, daar is nie Maar het so gesit. 50, klaar. Dad, maar het so gesit toe sê sy maar JP. My boek gaan net tot by 50. Toe sê pa, maar almal se boeke gaan net tot by 50. Nie op daai stadium het sy nog, was sy nog half versigtig gewees. Ja. Jy sien ons is mos bang wat die ou langs ons dink. Maar die baby tussen die lotte, wie is die naam gesê nie, ek weet nie maar. My Bybel, die nuwe vertaling is dan seker vals want hy het net 50. Huh? I was also looking for it. I mean, I didn't realize that Genesis only had 50 chapters. Now I know that. I will never forget it. Ek het hulle een keer hier so in hierdie gebou, na die opening van hierdie gebou ook gevang. Maar hy het by die skrif. En die derde keer toe ek dit doen. Check hulle my. Ja, dis Toe die check hulle vir my my. gegee, die skrif gegee, toe ek het nie. Ja. Moenie gaan preek oor goed waarvan jy niks weet nie. Van julle spesifiek wat geroep is om die woord uit te dra. Ek word gevra. Hoor hierso. Hoe is jy in Ricardo se want ek sien hy praat nie baie nie. Ek sê want hy baie soos ek. Wanneer hy nie weet van 'n ding nie, dan sit hy en luister. En dan sal hy later terugkom na my toe en vir my sê, hoor jy, ek het die ding gaan check en ek sien hom so. En hy was al reg. Tegen. Ek het gou daarso sê, dit was ek gewees die kaart, dit ek net geweet. Jou pa praat so baie, jy kry nie 'n kans. Kyk, wanneer hy iets te sê het, maak hy my stil. Julle weet dit, julle het dit al gesien. Maar wanneer hy hoor van 'n ding, dan sien ek hy maak soos 'n bees. Hy kou op. Hy kou op. En as die gees vir hom sê, sluk hom, dan sluk jou, maar as hy sê spoeg hy, dan vertel hy my, luister, maak skoon jou skoen, ek het op hom gespoeg. En dit is hoe die kerk, of die liggaam van Christus, 2 Timoteus 3, verse 16 en 17 moet toepas, mekaar teregwys en vermaan, en onderskraag. Nie te vat en te vreed so soetkoek nie. Ek meen dit het nou al so walglik sekties geraak in die kerk, dat Kenneth Copeland homself sny en sy bloed in die nagmaal intak, laat die gemeente dit drink. Gaan kyk daarna, dis op YouTube. Dis op YouTube. Wanneer ouens soos Todd White begin sê dat Yeshua was, toe hy op die kruis is, toe word hy 'n kindermolesteerder en 'n pornografiese produsent. Kan jy dit glo? En dan amen, 20 en 30.000 mense agter hom aan. Weet julle hoeveel mense gaan eendag staan voor daai groot wit troon en sê, maar hy het so gesê, of hy het my nie gesê nie.
En dan sê die Bybel, ek gaan vir jou sê, gaan weg maar op die nooit gesien. Ek wou nie van hom nie. Ek is nou by hom, maar nou is ek en jy. En ek ken jou. Gepad. Wat sê jy daarvan? Wat sê jy daarvan? Hou op om, en hierdie is 'n ding waarteen Siener van Rensburg, die hele volk, ons, ek het niks met die kerk buite uit te wyn, ek kan nie daar kom. My verantwoordelikheid is die wakers. Hy het gesê, moenie julle leiers najaag nie. Moenie afgode maak van julle leiers nie. Gaan kyk of hy sê sout werd is. Gaan kyk of hy die waarheid vertel. Moenie gaan standbeelde bou van hom nie. Moenie gaan standbeelde bou van hom nie. Wie die hel worry of hulle Paul Creer se standbeeld omgooi of nie. As hy 'n godsvreesende man was, dink ek hy het homself laat af. Hier is die ding. Daar is een naam onder die hemele by wie jy gered kan word. Sy naam is Yeshua die Mashiach. Hy is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie. Nie soos wat Oprah Winfrey sê, jy noem hom dit en vir jou is hy dat. Ons almal is op pad. Want breed is die weg, wyd is die hek wat gaan na verwoesting. Maar smal is die weg en nou is die hek wat lei tot die ewige lewe saam met Christus. Nou is die hek. Nou vandag is Palm Sondag. En hierdie lot skreeu Hosanna vir die seun van Dawid, koning van die Jode. En daar's 'n groot makietie. En Dinsdag en 'n Woensdagoggend nou kom. Amper 2000 jaar terug. Is daar van die wat by genees het jou waarskynlik. Wat skree kruisig hom. Kruisig hom. Dit oor genesing verloop. Gaan en Sondag nie meer gerealiseer word. Wat met hulle fisies daarna gebeur het, weet ek nie, maar ek kan jou die vertel. Een van die, twee van die, wat 3 jaar lank saam met hom geloop het. Een gaan verkoop sy wese vir 30 stukke silwer. Die ander een sê, ek ken hom nie. Die wat saam met hom was. Hoeveel keer het ek julle al gevra? Vertrou jy die een wat langs jou sit? Jy weet wat jou grootste ondersteuner is, die wat jy nie ken nie. Jou grootste verraaier is die wat jy ken. Hoekom was dit so, pastoor? Was dit so? Hoekom is dit so? Yes. Want jy is 'n mens. Dis menslik. Dis hoekom. Maklik om te praat. Maar wanneer dit kom by staan, dan is dit 'n ander saak. Dan is dit 'n ander saak. Jy kan nie so uit te nagekom word dat jy in 'n depressie gaan weer 'n vreemdeling nie. Ja, ek kan 'n bietjie van 'n vibe veroorsaak. Maar wanneer 'n persoon wat jy ken, vir wie jy al goed was,
opstaan en sê ek het gebid vir hierdie dag. Ek het gehoop jy val. Dit is anders, heeltemal anders. Dan begin jy agterkom, maar my vertroue was die hele tyd in 'n plastiek sak gewees. Waar ander wat jy nie ken nie, hoor dat jou woord en jou gees stroom met die gees binne in hulle. Die Heilige Gees van die enige Vader. Hulle bid dat dit sal uitgaan en goeie en baie vrugte sal dra. En jy het my al gekyk en gesê, ja, jy weet nie hoe bid ek vir jou, en sê ek asseblief stop. Asseblief stop, ek sien jou hart. Nie vir my bid, bid vir jouself. Ek wil nie jou gebed hê nie. Jou gebed sal my skade laat lei as ek nie teen dit staan nie. Ken jy sulke mense? Maak jou oë oop, hulle is om jou, hoor. Maak jou oë oop, hulle is om jou. Maklik om te praat. Want toe hy voor sy vervolgers staan, sê die Bybel, die sê nie 'n woord net, gestaan soos skaap voor die skeerders en slagters. Die sê niks. Pontius hom vra, as jy die koning? Jy het so gesê, nee. Ek weet nie hoekom is ek hier nie. Wat jy gedoen. En teenoor het nie soveel gesê, hy net vir hom gesê, jy het so gesê. Ja. Jy het so gesê. En by Dinsdag aand is nie die dag van die Pasga nie. Dinsdag aand is die tyd wat hy uitgekoop het om die Pasga saam met sy disippels. Nou, want hy het geweet wanneer die Pasga, ingestelde Pasga die volgende dag kom. Want toe reeds die volgende dag was in elk geval. Want het is van sononder tot sononder. Het hy geweet dat hy was die lam wat geoffer sou word. Maar ons sal dit daar laat. Ons dienste vir die week sal begin om 6:30 die aand, van Dinsdag aand tot Vrydag aand. Saterdag se diens sal 5:00 die middag wees, en Sondagoggend, volgende Sondagoggend sal weer die wees. Maar by wyse daarvan gaan ons diep in profesie. Hoekom het hy hulle voete gewas? Weet jy? Ja. Hoekom? Was hulle wyk? She didn't even know what she was doing, but she was preparing the lamb for a slaughter. Die lam was gewas gewees. En nou het die lam self gewas. En die volgende keer wat hy gewas het, was dit met sy eie bloed. Enige vraag? Dat weet nie. Gabriel het 'n paar dae terug, so sy 3 dae terug, is geslaap. Dit was weer eens die vroeë oggendure, 1:00 en so aan. Daar's nog 'n maar sê my, hy gaan dit doen heimlik. Wat? Hy het dit openbaar gekry, nee, sê dit nie net openbaar. So is dit. Enigiets op iemand anders? Jackie, nou toe ons begin preek het toe, sê ons,
Wel, Joshua weet nie homself wanneer of hy weet nie wanneer kom God af nie, maar Joshua kom af. Yeshua. Ja, Yeshua. ja. Hy het gesê niemand ken die dag van sy wederkoms behalwe sy Vader. Hy homself nie. Hy self, die Bybel sê nie eers die Seun nie. Nou, as die Vader weet en die Seun weet nie, is hier nou een ou. Ek dink nie so nie, man. Ek dink ek moet julle vertel wat logika is. Hè? Weet julle wat logika is? Oké, ek julle vertel. Daar sit 'n ou. In so 'n plattelandse dorpie sit hy in 'n kroeg. En daar kom hy ou ingestap. En hy lees 'n boek. Die ou vra hom, kan ek jou... Hy sê, ja, gee my 'n glas water asseblief. En hy skryf daar, hy sê, wat maak jy daar? Hy sê, nee, ek studeer logika. Hy sê, pragtig, wat is dit? Hy sê, kom ek sê dit. Is jy getroud? Hy sê, ja. Hy sê, het jy kinders? Hy sê, ja. Hy sê, het jy 'n hond? Hy sê, ja, ek het 2. As dit van 'n merwe was, het hy 10 gehad, maar hy het 2. Hy sê, het jy visies? Hy sê, ek het 'n goue visie, ja. Hy sê, nou logika. Jy is baie lief vir kinders, nee. Hy sê, ja, hy sê, dit is logika, want jy kyk na al hierdie ander goedjies. Hy sê, yes, jou. Dis nou goed. Hy sit so 'n rukkie, sit hy ook en skryf. En 'n ou kom in en hy sê, wat maak jy nou? Ek stel, hy sê, wat, hy gee hom wat hy wil, hy sê, wat skryf jy hierso? Hy sê, nee, ek studeer nou logika. Hy sê, wat is logika? Hy sê, kom ek jou sê, wat is logika? Is jy getroud? Hy sê, nee. Is jy hoor? Hy sê, het jy 'n hond? Hy sê, nee, ek bly in 'n woonstel. Is jy hoor? Ek neem aan jy daar nie kinders nie. Hy sê, nee. Hy sê, het jy 'n visie? Hy sê, nee, in die yskas, ja, wat jou punt? Hy sê, nou weet jy wat sê logika vir my nou? Hy sê, nee, sê vir my. Hy sê, hy gee hom sy antwoord en hy kry 'n helse pak slag. Hy sê, dit klink vir my logies dat jy 'n moffie is. Dis nie logika nie, hoor. Ja, Dis vandag se logika. Logika is prakties. As die ding nie werk nie, werk hy nie. As hy werk, sal hy weer werk. Hy kan herhaal word. Dis logika. Dis wetenskap. Jy kan dit doen, jy kan dit herhaal, jy kan dit jy kan observe it. Dis wetenskap, dis logika. Maar nou nie vir mense gaan vertel van visies en hondjies. Dit is nou nie altyd die geval nie, hoor. Hy bly dalk in 'n woonstel omdat hy besig is om voor te berei vir 'n UFC fight. Almal klaar. My liefling Vader in die hemel, ek dank U, Here. Hierdie saad wat vanoggend uitgegaan het, in goed bemeste grond geval het en vrugbaar in saad was, Here. My gebed is dat dit goeie en baie vrugte sal bring. En vir die wat dit raak in Here, dat dit 'n lewenstyl sal word om die waarheid na te jaag, te luister en te doen. Ek dank U dat U my altyd hoor wanneer ek bid.
van Yeshua. Amen. Amen.